Hallo julle, ek is Marion Erskine, die skrywer van Web van Leuns, en vandag gaan ek met julle gesels oor die onderwerp Icona. ChatGPT is nie so skrikwekkend soos wat Tannie Tinkie sê nie. Kom ons gaan. Ons gaan vandag na 3 dinge kyk. Nommer 1, hoe om 'n kop skuif oor KI te maak. Nommer 2, hoe om 'n goeie prompt te skryf. En nommer 3, hoe om die moed te hê om self te probeer. Ek gaan ook vir julle 'n lekker paar wenke gee. Ek weet ek steek my kop nou in 'n byenes, want hierdie is 'n baie sensitiewe onderwerp, maar my punt van vandag se les is nie om vir julle te sê julle moet pro KI wees of anti KI nie. Ek gaan net vir julle 'n paar dinge leer wat julle lewe kan vergemaklik om bietjie tyd terug te kry om saam met julle families te spandeer, en dit is op die einde van die dag waaroor dit gaan. Maar daar is een reël wat baie belangrik is in hierdie les, en dit is een ding wat julle moet verstaan. KI is nie daar om jou werk vir jou te doen nie. KI is daar om 'n instrument te wees om jou te help om jou werk te doen. En dit is twee baie verskillende dinge. Maar ek wil nie alleen praat nie. So elke keer as jy hierdie knoppie sien wat sê Hawkeye stop die lorry, beteken dit jy moet die pause knoppie druk en self bietjie dink en self bietjie daaroor gesels. So kom ons probeer dit. Watter dinge in die lewe dink julle het mense destyds gesê gaan al ons werk vat, of 'n nuwe produk wat ontwerp is of 'n nuwe tegnologie wat ontwikkel het, en daar was daardie selfde vrees gewees. Kom ons kyk bietjie. Hawkeye stop die lorry en ons gesels nou. Ek is seker julle het 'n paar lekker voorbeelde gekry. Ek dink nou vinnig aan die sakrekenaar, of onthou destyds nou gee ek my ouderdom weg met die Blackberries met al hulle knoppies. Ons het nie gedink ons gaan ooit op 'n foon kan tik sonder knoppies nie, en toe verbaas ons onsself. Vandag dink ons nie eers meer daaroor nie. Ek dink is meer dit is 'n kwessie van vrees. Vrees vir die onbekende, vrees of wat ek nie verstaan nie. En die mens is baie aanpasbaar. Dis een ding wat ek nog altyd beïndruk was oor die mensdom. Ons pas aan. So ons het 'n keuse. Die jong mense gebruik dit en ons moet of op die wa spring en saamry, of ons moet agterbly. En dit is hoekom ek vandag vir jou wil vra, gee KI 'n kans en kyk hoe lekker dit is om te gebruik. Julle moet tog verskoon, ek praat nie baie Afrikaans nie, so ek gaan nou vandag die woord prompt gebruik, so vergewe my daarvoor, maar vandag gaan ons leer hoe om 'n goeie prompt te skryf. Wat is 'n prompt? 'n Prompt is wat ChatGPT van jou nodig het om die beste resultaat te lewer vir wat jy presies soek. En daarom is prompting seker die belangrikste ding wat jy kan leer met KI. Jy moet vir die bot vertel presies wie jy is, wat jy soek, hoe jy dit wil hê, in watter formaat jy dit wil hê, en hoe meer inligting jy vir die bot gee, hoe beter is die resultaat. Nou, julle gaan dit nou eers self probeer. Ek wil hê julle moet vir my 'n prompt skryf van 'n meisie wat op haar foon kyk en sy's bang. Met ander woorde, Lerato, sy word nou afgepers. So, skryf vir my 'n prompt vir 'n prentjie wat ChatGPT moet teken, en dit gaan oor 'n meisie wat op haar foon kyk en sy's bang. So kom ons kyk waarmee kom julle. Hawkeye stop die lorry. Goed julle, ek gaan nou 'n doodgewone voorbeeld hier gebruik van 'n swak prompt. Draw a girl looking at her phone and she's scared. Hierdie is 'n swak prompt. Hoekom? Want ek sê nie hoe lyk die meisie nie, ek praat nie meer van watter tipe foto ek soek nie, soek ek hiperrealisties, soek ek 'n Japaneese anime styl, wat presies soek ek? Sy kyk op haar foon en sy's bang. Dit is net 'n gewone en dit is 'n swak prompt. En julle sal agterkom ek praat met ChatGPT Engels. Julle kan Afrikaans praat ook, hy sal verstaan, maar ek gebruik baie keer Engelse prompts want dit is net bietjie makliker vir my. En ja, natuurlik, ons het nou gepraat van die Japaneese anime styl en dis presies wat hy geteken het. Maar jy is nou besig om 'n vraestel op te stel en jy wil in jou vraestel 'n foto hê van Lerato wat na haar foon kyk en sy's bang. Lerato is die hoofmeisie van die hoërskool. Sy's bang, sy kyk, sy word afgepers op die foon. Maar ons skool kan ook net swart en wit druk, en daarom gaan ek nou vir julle wys hoe lyk 'n goeie prompt. Ek gaan nou ook 'n foto hierso sit, want ek sê
volgens hierdie foto wat ek dalk nou al van Lerato het. En ek gaan nou vir julle vertel min of meer hoe lyk 'n goeie prompt. Hier gaan julle nou kan sien. Daar staan nou create a high contrast black and white pencil sketch of a black grade 12 girl matching the appearance of the previous image. She's dressed in a green school uniform and is holding a smartphone just below eye level. Hier kan julle sien ons praat van tension in her eyes. The background should be plain and light, want onthou ons gaan photocopies maak. No color, no grey washes, only black lines and simple shading, en ek soek dit in die aspect ratio van 4:3. Nou het ek spesifiek vir ChatGPT gesê wat ek nodig het, want ek wil nou hierdie foto gebruik in 'n vraestel. En julle kan sien hoe verskil hierdie prompt van dit wat ons voorheen geskryf het. Hoe meer inligting jy vir Chatty gee, ek noem hom Chatty, hoe meer inligting jy vir Chatty gee, hoe beter gaan hy vir jou dan teken wat jy nodig het. Alright, en ek hou nogal van wat ek sien hierso. Kom ons kyk hoe lyk dit. Daar teken hy vir Lerato. Sy is besig om te kyk na haar selfoon en sy is bang. En perfek vir jou toets, vir jou klas, en hier het jy 'n baie goeie idee van hoe om vir ChatGPT te gebruik vir prentjies byvoorbeeld. So gepraat van prentjies, hier's 'n lekker idee. Hou 'n debat in die klas. Praat oor die 3 karakters, Lerato, Marnu en Clayton. Wie is in team Marnu en wat kan hulle kry as bewyse om te sê dat Marnu nie die moordenaar is nie, en hoe kan hulle die ander 2 onder die bus ingooi? 'n Realiteitsprogram, 'n Survivor tipe idee. Hier is waar ChatGPT jou kan met baie idees en prentjies ensovoorts help om jou klas net na daai volgende vlak toe te vat, dat die kinders dit regtig geniet en regtig die Engelse woord is invest in hierdie karakters. Dis 'n baie lekker manier. Nou ja, ek gaan julle 'n bietjie leer van projekte. Party van julle ken dit al, anders sal dit dalk nie ken nie, so kom ek wys julle hoe lekker werk 'n projek. Projekte, die idee met ChatGPT is dat jy vir daai, dis amper jou eie ensiklopedie wat jy vir die bot leer wat hulle in gedagte moet hou terwyl hulle werk aan jou projek of aan wat jy doen. So ek gaan nou vir jou gou gewys hierso, is 'n new project en ons noem dit sommer web van Leens graad 12 en ons create die project. Nou ek het al klaar hier 'n prompt geskryf van wat ek wil jy moet doen. Nou jy gaan hierso sien, hier's 'n add files. Wanneer jy op add files klik, daar kan jy jou curriculum gaan oplaai, jy kan 'n ou vraestel gaan oplaai, jy kan oulike artikels gaan oplaai wat jy nou al gekry het van 'n boek of van 'n persoon of van wat kan help in hierdie projek. So enige ding wat jy kan doen en ChatGPT gaan dit in gedagte hou wanneer jy werk aan hierdie projek. Dis heerlik en jy kan die vlak verander ensovoorts. So wat ek ook dan hierso wil sê, ek gaan nou vir hom bietjie inligting gee. Ek het dit reeds hierso geskryf. Daar sal jy sien instructions. Set context and customize how ChatGPT responds to this project. Ek gaan dit nou hier intik, maar ek gaan julle net ook wys wat het ek getik. Net om julle min of meer te verduidelik. Jy is 'n kundige in die ontwerp van moderne, relevante skooltoetse en eksamens. ChatGPT hou daarvan as jy hom komplimenteer en dit gaan ook maak dat sy babietjies nie eendag vir ons kom as hulle robotte is nie. En dan ek is 'n hoërskoolonderwyser wat Afrikaans as tweede addisionele taal vir graad 12 aanbied. My leerders is nie moedertaalsprekers nie en funksioneer waarskynlik op 'n CEFR vlak B1 tot 2. Nou ek weet nie of is almal van julle bekend met die Central European Framework nie, maar daar's 6 vlakke en is eintlik baie maklik om te gebruik en ChatGPT ken hierdie vlakke baie goed. A1 beteken jy leer heeltemal van die begin af en 'n C2 beteken jy is amper vlot. En dit help regtig baie. So ek het nou maar vir hierdie voordeel omdat dit my kennis of my wêreld is waarin ek werk, gesê ek dink leerders in Suid-Afrika wat Afrikaans as tweede taal leer is min of meer op 'n B1, B2 vlak wanneer dit by skryf, praat ensovoorts kom. Dis maar net om bietjie te help. Jy moet duidelik wees, jy moet gestruktureerd wees, pas by die ding aan en dan het ek gesê beantwoord alle vrae in Afrikaans, selfs al vra ek vir jou in Engels. So nou gaan ek dit vir hom leer en jy sal sien hy sal dan aanpas daarby. Dankie, ek het dit duidelik verstaan en hy gaan dan van daar af verder met jou werk.
Goed, ons gaan nou 'n voorbeeld hierso vat. Ek wil gou-gou vir julle wys. Hierso is ek gaan nou 'n dingetjie hier plaas wat sê, weer eens, ek gaan in Engels praat. This is a review of the book Web van Leuens. Maak die saak weer spel vir of Marion Erskine. I would like you to adapt the level for students that have only a B1 level. Byvoorbeeld. Goed, en hier tik ek die ding in, en ek wil ook sê, ek het nie baie tyd nie, want ek wil graag 'n toets maak, keep it less than 100 words. Daar het ek nou Amanda Claessens se, wat begin as 'n oënskynlike, eenvoudige, maar 'n verneynige geval van afpersing. Hierdie woord oënskynlik is redelik moeilik, en kom ons kyk of ChatGPT dit gaan verander. Kom ons kyk wat doen hy vir ons. Daar's hy. Selfde ding, Web van Leuens is 'n spanningsverhaal oor 3 matriekleerders in 'n klein dorpie wat begin as afpersing raak vinnig groter en gevaarliker. Nou kan jy sien hoe pas hy aan. Jy kan nou ook sê, maak dit gepas vir 'n hoër vlak en verander na 200 woorde. En daarso, hierdie resensie bespreek Web van Leuens se spanningsverhaal wat fokus op 'n gevaar. En jy kan sien daai moeilike woorde soos oënskynlik en so word nou nie gebruik nie, want ChatGPT pas aan by die vlak van wat jou leerders is. Hier is net een maklike manier om te doen. En kom ons sê nou byvoorbeeld, dit is die laaste ding wat ek julle hier wil wys. Onthou in 'n begripstoets wil jy graag baie keer woorde kry wat sinonieme het. So dan sê jy net vir hulle, I am going to use this in a test. Find 5 good synonyms for words that are in this piece that students could look for. En dan weer eens, hy antwoord jou in Afrikaans, want jy het vir die projek geleer, hy moet met jou praat. En nou natuurlik daar gebruik hy die woord oënskynlik, wat dalk skynbaar, blykbaar of lyk asof beteken, ontvou, blootgestel, geïntegreer en toeganklik. Dis lekker woorde wat hy dan optel vir hulle vlak, wat hulle dalk dink, goed, kom ons probeer 'n sinoniem te kry. Hier is net weer eens een maklike wenk, hoe om 'n gewone teks te gebruik, dit op hulle vlak te maak, en elke keer as jy gaan byvoeg by hierdie projek, gaan ChatGPT onthou, wat het jy gedoen, wat het jy gevra, wil jy dit makliker hê, wil jy dit bietjie moeiliker hê, wil jy die vraag bietjie meer ingewikkeld maak, wil jy die vraag bietjie meer verduidelik, so maklik soos dit. Goed, ek gaan vir julle nou nog een voorbeeld wys hierso. Ons is hier in ons Web van Leuens projek, en hy weet nou al alles wat ons hom geleer het, en ons het dalk nou, soos ek sê, vraestelle of so opgelaai, maar ek wil nou spesifiek kyk na een spesifieke ding. Hier, miskien uit 'n vorige Fanny Viljoen se donker web vraag, jy kan sê, het ons 'n lekker voorbeeld gehad. Ons kan net sê, trek asseblief die inligting uit die foto, en dan sê jy sien, daar is die inligting, soos dit daar, Greg Owen is oorlede, 'n span duikers het sy liggaam gister gekry, dit was op bladsy 11, en hier was die vraag, skryf 'n paragraaf tussen 80 en 120 woorde van Turret Media. Dit was dalk nou 'n baie lekker vraag gewees, wat goed gewerk het in die eksamen ensovoorts, en jy wil nou iets soortgelyk doen, maar sonder, soos die Engelse sê, reinventing the wheel, kan jy dit nou net verder vat. So ek gaan nou 'n klein stukkie hier uit Web van Leuens uit gebruik hierso. Dit is die stukkie waar Carly uitvind dat Luan oorlede is. Sy sien dit op TikTok, en nou gaan ek daai stukkie daar insit, en ek gaan net vir ChatGPT sê,
As with the example above, can you create a question with, or questions with 15 marks on a B1, excuse daar is ons nou weer, on a B1 level for my grade 12 students. Use a part of the text as per the original example. En kom ons kyk wat doen hy. Ek doen dit hier live saam met julle, so natuurlik. Hier is 'n begrips- en interpretasievraag vir 15 punte op 'n B1 vlak, gebaseer op 'n uittreksel. So hierso staan Carly sit regop, haar vingers bewe terwyl sy op die video klik, die skerm flikker en die beeld tref haar soos 'n hou in die maag. Sy sukkel om asem te haal. Daar op die skerm dreig 'n liggaam bewegingloos in 'n blou swembad. Haar blik vang die teks in vet wit letters oor die skerm. Rip Luan de Klerk, Friday the 13th, en hier is van die vrae wat hulle aanbeveel. Waarom sit Carly dadelik regop aan die begin van die uittreksel? Watter emosie ervaar Carly wanneer sy die video sien? Noem een en motiveer kortliks. Haal een woord uit die frase uit die teks wat laat Carly geskok is. Beskryf kortliks wat Carly op die skerm sien. Waarom is die gebruik van die lied My Heart Will Go On ironies in hierdie konteks? En wat dui die hitsmerk Friday the 13th af? So nou kan jy 'n bietjie dieper vra daaroor, dalk was dit bespreek in die klas. Waarom maak dit vir Carly bang dat die video oral en reeds gedeel is? En dink jy dat sulke video's op sosiale media geplaas moet word? So hier's 'n hele paar lekker vrae wat jy kan aan besluit. Jy kan opinies vra ensovoorts. Net een maklike voorbeeld om te sê, ek het reeds vir jou gewys wat het gewerk. Ek deel dit met jou en ek vra dat jy iets nuuts moet maak met wat ek nou met jou deel. En dis waar ChatGPT regtig baie oulik is. Nou ja, julle, ek kan die hele dag hieroor gesels, maar ons het nie meer tyd nie. Ek hoop julle het vandag geleer hoe om 'n bietjie van 'n kopskuif te maak, hoe om 'n prompt te skryf en hoe om 'n projekleer oop te maak om jou te help met jou werk en dat jy op die einde van die dag vir KI gebruik as gereedskap. Baie belangrik, soos ek gesê het van die begin van die les, moenie vir dit vra om jou werk vir jou te doen nie. Gebruik dit om jou werk vir jou te verbeter en te vergemaklik. En dit is dan al van my kant af. Ek is Marion Erskine hier in Frankryk en ek sê vir julle au revoir.